Ons wag net dat almal gaan opklim. Ek groet julle vanaand in die wonderlike naam van Jesus. Prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg deur sy genade en sy liefde en sy getrouheid is ons weer almal vanaand lekker saam om die woord van die Here. Ja, ek wil maar weer vir jou vra om te bid oor vanaand se woord en vir vanaand se woord. Dit is nou nogal baie belangrik dat ons dan ook jou terugvoering waardeer. Ek gaan nou iets oor dit sê, maar baie welkom as jy ingeskakel is, of ingeskakel bly. Ek is dankbaar daarvoor. Is 'n ongelooflike, wonderlike onderwerp. Baie mense hou nie miskien dalk af van nie, maar dit is noodwendig, nie in almal se smaak nie, dat 'n mens kan verstaan, maar dit is so ongelooflik belangrik dat ons hierdie goed moet deel, want dit is waarmee ons elke dag van ons lewe gekonfronteer word. So, goeienaand tuis, hallo Wendy, ek groet gou soos julle opklim. Kan ek vanaand vra, jou ysbreker is dat jy vanaand vir my sal sê, ek sal hierdie video share, jy share dit met jou mense op Facebook, of waar ook al, jy tag iemand in. Ek bid en vertrou, en ek glo jy bid saam met my. Hallo Jackie, hoe gaan het met jou? Goed met jou? Hallo Rassie, ek groet gou 'n paar mense, hallo Annie. So, wanneer jy dan vanaand deel van 'n ysbreker, ons noem dit sommer so, kan sê ek gaan dit deel, want dit is deel van die evangelisasie, bid ek saam met jou, dat hierdie boodskap dan ook vanaand by die regte mense sal uitkom, en deur die res van die week, wanneer ook al hulle daarna kyk. Hallo Maritsa, goed met jou en Kobus. So, en dit is baie belangrik, dat ons almal 'n deel sal hê van hierdie wonderlike deel, en ons is nog steeds besig met die demoniese invloede. Wat sê die Bybel? Deel 2, daar is baie wat ons kan gesels. Goeienaand, Leonora, goed met julle, hallo Chris, hallo Katie, groet gehou, hallo Tenis, hoe gaan het met julle? Ag joh, nou net gou weer hier so opkom, sorry julle, ek het nou hier bietjie droog gemaak met die kommens, daar sê, hallo John, hallo Annemarie, hallo Jan, hallo Jaco van der Merwe. So, deel dit en bid saam, en vanaand luister ons wat sê die woord van die Here, en ek dink dit gaan net 'n wonderlike ervaring wees, wanneer ons hierna gaan luister. Om terug te kom wil ek ook baie dankie sê, goeienaand Norman, ek gaan nog so 'n minuut of 2 kans sê, en dan gaan ek gaan, hallo Wanda, ek sien sy groet daar op die messenger. Ek wil net vanaand vir elkeen sê, baie dankie vir julle terugvoering, ek het ongelooflike, wonderlike terugvoering gekry. Hallo Tannie Marlene, gaan met julle oor dit, daar's baie vrae. Ek wil sê, ek gaan so diep as moontlik probeer om alles in detail te verduidelik, en maar vir nou, op hierdie huidige oomblik, doen ons maar wat ons kan doen, uit hierdie gedeelte uit, en dit is nou nogal baie belangrik, dat ons hierby kom. So dit is nou nogal vir my belangrik, om by al hierdie goedjies uit te kom. Ek wil net hierdie agtergrond vir my bietjie reg kry hierso, ek wil nou net nie so daar het nie. So, ek dink dit is belangrik, dat ons hierdie deel, en dat almal daarby uit sal kom. Marshall, goeienaand, en ek dink dit is wonderlik, dat jy jou terugvoering ook gee. Ek waardeer dit uit die diepte van my hart, regtig. Deuteronomium 18 vers 10 kom sê, daar mag niemand by jou gevind word, wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, goolery, of met verklaring van voortekens, of towery omgaan nie. En dan sê hy, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of met die dooies raadpleeg. Ons bid en vertrou die Here. Dankie Here, dat ons vanaand u woord en u liefde hieruit kan vat. Dankie dat u saam met ons gaan wees. Dankie dat u vanaand ook die woord oopbreek vir elke een. Dankie vir die gees en die gees van kennis en die waarheid. Amen. Dankie dat julle dit deel. Nou ja, kom ons begin maar. Ek wil deur te sê vanaand dat Satan probeer gelowiges ootmoedig en laat twyfel in God se goedheid. En dit is baie belangrik, want Paulus kom en dan herinner hy ons daar in 2 Timoteus 1 vers 7. Hy sê, want God het ons nie 'n gees gegee van wat? Van vrees nie. Hy het ons nie 'n gees, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. En dit is baie belangrik. So ons as gelowiges moenie ootmoedig word of laat die duiwel ons laat twyfel aan God se goedheid nie. God wil vir jou goed wees, en die Here wil vir jou goedheid en guns oor jou lewe laat kom.
En daarom is dit belangrik dat ons moet verstaan dat God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wat beteken dan okkultiese? Hallo Fred, hallo Zelda, wat beteken dit wat hierdie woord ons dan hier leer? Wat beteken okkultiese betrokkenheid? Goed, nou wat beteken die woord okkulties dan? Nou goed, kom ons kyk gou. Die woord okkult of occult kom van die Latynse woord occultus. Wat beteken, dit beteken verborge geheime, dit beteken dit wat buite God se geopenbaarde waarheid gesoek word. En dit is baie belangrik dat ons hierdie moet reg verstaan. Dit is wat die woord okkulte beteken. Dis 'n Latynse woord wat beteken occultus en dit beteken dat dit is verborge geheime en dit beteken dit is buite God se geopenbare waarheid. OK, want die woord en God se woord bly altyd gestand en is die waarheid. En wanneer ons gaan kyk na waarsêery en ek gaan so 'n paar praktiese okkultiese betrokkenheid en wat mense doen in vandag se tyd. Hallo Roy, hallo Johanita, hallo Lorika. En ek dink net vanaand is dit belangrik om bietjie oor waarsêery te gesels en ek gaan so 'n paar vanaand uitbring. Ek weet daar's nie altyd genoeg tyd vir al hierdie dinge nie. Daarom sê ek ons doen dit in dele en dat jy dit kan verstaan. So jy moet nou al die share button druk en jou mense tag. Waarsêery is enige poging om kennis van die toekoms of verborge dinge te verkry deur ander geestelike bronne as God. So waarsêery beteken dat byvoorbeeld waarsêery's, mediums, en ons gaan kyk gou na verskillende fortuinvertellers en astrologie en geestelike leiding. Nou ek gaan oor waarsêery praat vanaand, ek gaan bietjie oor die mediums praat, ek gaan bietjie oor okay, nie so erg oor die fortuinvertellers nie, maar ook oor dan astrologie. Ag, as astrologie, ekskuus tog man, ek is nou besig nou met 'n ander woord, maar wat ook kyk na die geestelike leiding. So wat beteken hierdie dan vanaand vir ons? In die Bybel verwys mediums, kyk gou baie mooi, na iemand wat beweer dat hy of sy 'n tussenpersoon is, wat tussen die wêreld en die lewendes is en wat met geeste en afgestorwenes kan praat en namens hulle optree. So 'n medium beweer dat hy of sy met afgestorwenes kan kommunikeer, hulle kan vir jou boodskappe bring van oorledenes, hulle kan ook ontvang en geeste kan ook opgeroep word. Dit is wat hulle beteken. So daar is nou ook sowel bekende mense op die Kyknet program, ons ken hom almal, kom ons noem hom Mr. G, so ons weet dan ook nou van hom. Dit is wat 'n medium beteken. So hulle laat mense verstaan, hulle kan dan met mense praat, ander kan die dood, afgestorwenes, hulle kan met hulle kommunikeer, hulle kan vir jou 'n boodskap bring. Maar die woord van God sê vir ons in Levitikus, en dit is hoekom dit so belangrik is dat ek hierdie vir jou bring, 19 vers 31, en dit moet ons saam lees vanaand, 19 vers 31 uit Levitikus. Hy sê vir ons baie duidelik hierso, hy sê, wend julle nie tot die geeste van afgestorwenes nie, en dit sien ons ook in die woord van Deuteronomium, of waarsêers nie. OK, soek hulle nie op, hoor gou wat sê hy, soek hulle nie op om hulle deur hulle te verontreinig nie. Hoor daar. Ek is die Here julle God. Ek is die Here julle God. En hier kom die woord, en die Here kom gee dit vir ons baie duidelik. Hy kom gee vir ons 'n opdrag dat ons onsself nie moet aanwend tot hulle nie. In Levitikus 20 vers 6 sê die woord, en die persoon wat hom wend, hoor gou mooi, tot die geeste van afgestorwenes en waarsêers, teen hom sal ek my aangesig rig. Dis baie belangrik. Jy kan nie teen die woord van die Here gaan nie. Jy kan jou nie self meng met hierdie mense nie. Jy kan jou nie met die mediums laat opgaan omdat jy seker het daar is iets wat jy wil doen nie. Goed. Kom ek vat jou gou terug na 'n baie sterk koning, en ek glo hy was vir my 'n baie sterk koning, en ek hou van sy hele verhaal tot wanneer hy 'n verkeerde besluit gemaak het. En ek nooi elke man môre aand uit en ek praat oor wat skuif jou lyn. En ek gaan vir jou 'n bietjie demonstrasie gee. En dis presies hierso. Een verkeerde ding wat koning Saul se lewe geskuif het. En wat was dit? Hy het hom aangewend, onthou julle die heks van Endor? Hy het hom na haar toe aangewend. Hoekom? Want in 1 Samuel
1 Samuel 28, en daardie hoofstuk kan jy gaan lees, het koning Saul na die medium, hy het na die heks van Endor toe gegaan, omdat hy nie meer God se gebede gehoor het, of God se stem gehoor het. So, dit is wat gebeur, en ek dink dit is belangrik dat ons dit moet besef. Die oomblik toe hy die lyn skuif, die oomblik toe hy nie meer dalk na God hoor nie, of toe God hom nie meer wend na hom toe nie, deur dit wat hy gedoen het, toe gaan hy na 'n verkeerde medium toe. Kom ons noem hulle so. En hierdie vrou was baie bekend in daardie tyd, daarvoor dat sy beweer het dat sy geeste kon oproep. En dit is die hele skuiming van koning Saul gewees. Saul se optrede, net sy optrede, jou optrede, wanneer jy jou aanwend tot waarsêry, wanneer jy jou aanwend tot hierdie mediums, om na hierdie mense toe te gaan, en weet jy wat, dis die krag van Satan, en hy sê dit baie kere vir hulle, en hulle word gemanipuleer, en hulle word in hierdie ding ingeboelie deur dit, die krag van die vyand, die krag van die krag van hierdie afgestorwenes, 'n bose gees wend jou tot dit, en dit is wat die Here vir ons sê daar. Hy sê, as ek jou vang, wanneer jy na hierdie mense toe gaan, en jy wend jou tot hulle toe aan, sal ek my aangesig op jou rig. En dit is baie belangrik. Saul se optrede word in die Bybel as 'n teken van ongehoorsaamheid en geestelike vervalling beskryf. Dit is wat dit presies beteken. God verbied dit. Waarom? Waarom verbied God dit? Hoekom doen God dit? Hoekom verbied hy dit? En dit is baie belangrik, ons moet dit sien. Die diepste rede is dat God alleen die bron van die waarheid is en van leiding. Niemand anders nie. God is die diepste bron. God se woord bly gestand. God is 'n God en 'n waarmaker van sy woord. Wanneer 'n mens na 'n medium gaan, hoor gou mooi, sê jy in werklikheid, ek gaan nie my antwoord by God soek nie. Ek gaan na 'n ander geestelike bron toe gaan en ek gaan dit by hulle soek. Dit is wat jy eintlik dan in werklikheid sê. En dit is wat ons vanaand moet besef. En ek het nou vanaand ook nog vir jou antwoord, sou jy dalk miskien soontoe gegaan het. Waarom verbied God enige poging? Hoekom sal jy sê, verbied God enige poging om met afgestorwenes te praat, met die dooies te kommunikeer, of om kontak te maak, om geeste op te roep? Met ander woorde, om enige gees, of dooie gees, of dooies, mense aan die ander kant, wat nie meer is nie, te raadpleeg, om met hulle te praat. En opsigte van selfs oor, ek gaan bietjie met jou gesels in 'n ander lesing, of in 'n ander live ook oor, wanneer 'n mens, soos byvoorbeeld in jou huis, asse het, die gees van die dood wat saam met jou is, en al is dit jou geliefde, jy verstaan, want jy verstaan nie wat dit in jou lewe inbring nie, jy verstaan nie die krag van dit wat in jou lewe kom, en hoekom jy hartseer bly, en jy altyd treur, en jy nie eintlik oor die dood kan kom nie. Ek dink 'n bietjie daaraan. Dink 'n bietjie, ek het eendag baie lank terug, het ek gegaan, en mense kon nie oor hulle, jy weet, vir 'n ouer om 'n kind te verloor, en dan verloor jy nog iemand, en naby jou, en hier staan hierdie asse in hierdie huis, en ek het dit nie gesien nie, maar weet jy, die hartseer, dit bring net hartseer, die hartseer gaan nooit weg nie, en dit bring die rou, dit bring net die gees van die dood binne in daardie huis. Dit is nie God se plan nie. Dit is nie God se plan dat daar 'n gees moet wees nie. En ons sien dit ook dat in die Ou Testament moes hulle die bloed aan die deurposte gesit het sodat die doodgees, die engel, die doodsengel verby hulle huise moes gegaan het. Dit moenie in hulle huis inkom nie. Jy verstaan, so daai is vir my baie belangrik. En ek het gesit en ek het geluister en ek sê vir hulle, weet jy, ek ervaar dit en dit is wat julle sê 100% reg en hulle huil. En ek vra toe vir hulle, sê vir my, waar is die asse? Toe sê hulle, nee, maar daar staan die asse. Toe staan die asse nou daar, by elkeen 'n foto en die tipe goed. Toe sê ek vir hulle, maar weet jy wat, wanneer die tyd reg is, raak ontslaaf van dit. Begin net ontslaaf te raak van dit, want dit, en ek het dit aan hulle verduidelik, en ek dink dit is baie belangrik, dat 'n mens op hierdie punt moet kom. Dat 'n mens net moet verstaan, hoekom hierdie goed gebeur. Ok, en dit is so belangrik. Met ander woorde, die oproep van geeste, en om met dooies te raadpleeg, dis nie God se wil nie. Die skrif leer dat die mens na die dood nie vrylik tussen die wêreld en die lewendes en die dooies kan beweeg nie. Dis is wat die skrif ons leer.
Want die woord sê in Hebreërs 9 vers 27, en hy sê dit vir ons, kom ons lees dit gou saam. In Hebreërs 9, jy kan gou dit neerskryf, blaai saam met my na hierdie wonderlike boek toe, Hebreërs. Hoor wat sê Hebreërs 9 vers 27, ek wil dit gou vir jou lees, kom by my op. Hebreërs 29 vers 27, waar 27, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Net soos wat die mens eenmaal bestem is. Goeienaand, Anja. Ja, van stof is ons, ons terugkeer. Ja, dit is waar, dit is baie waar. Goeienaand, JB, gaan met jou. Die Bybel gee nie 'n gelowige opdrag of toestemming om met die afgestorwenes te praat. In hierdie woord van God staan dit nêrens geskryf nie. Daar's nie 'n opdrag vir my en vir jou nie. Die Bybel inteendeel waarsku ons om teen die bose, dat bose geeste ons kan mislei. Dit is eintlik wat dit is. En die mediums, hierdie mense wat daar buitekant is, waar sê fortuinvertellers, mense wat kaarte lees. Ek het eendag ook dieselfde. Mense wat in die nabyheid van jou is, wat in kerke sit, hulle doen. En ek bel die tannie, ek sê vir tannie, maar luister gou vir my. Hoe op dese aarde sit jy Sondag na Sondag? Maar weet jy wat, sy sit met suurstof, dit gaan nie met haar goed nie. Ek sê, hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Hoe is jy 'n kind van God, maar jy lees mense se toekoms in kaarte en teekoppies? En die antwoord was net vir my net so gewees, ag, ek weet dit is nie reg nie, maar een of ander manier moet ek geld maak. Ek sê, dan vra jy ook nog geld daarvoor, my genade, dis nog die ergste van alles. Ek sê, dis misleidend. Ek sê vir haar, jy weet wat, dit is verkeerd, jy doen dit verkeerd. Ek sê vir haar, ek kom in die krag in die naam van Jesus Christus en ek bestraf jou werke. Weet jy wat, mag dit so wees, mag dit net, jy moet net ophou daarmee, dat jy dit sal doen. Ag, weet jy wat, jy word nie populêr nie, dit is ook nie waaroor dit gaan nie, mense soek nie die aansien van mense nie, en ja, sy het my so 'n paar woorde toegesnoei, en die volgende dag groot om verskoning gevra, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So op die ou ende van die dag, weet jy wat, as jy eintlik daar is om populariteit te doen en nie goed aan te spreek nie, wil ek vir jou sê, moet jy regtig bekeer en by die Here uitkom. Weet jy, en dit is vir my so belangrik, dat die Bybel kom en hy waarsku ons eintlik teen hierdie tipe van goed. Want 2 Korintiërs, Paulus skryf dit vir ons in 2 Korintiërs 11 vers 14, baie belangrik, Satan self verander hom, hoor gou mooi, Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hoor daar. Dit lyk so vroom, dit lyk so wonderlik, maar Satan kom en hy verander hom as 'n engel van die lig. En dit is tussen ons, tussen kinders van die Here. Dit beteken dat nie elke bonatuurlike ervaring noodwendig van God afkom nie. En 'n mens verstaan nie hierdie goed nie, en dit is hoekom dit so belangrik is om oor hierdie goed te preek. Nie elke bonatuurlike ervaring, goed wat bonatuurlik is, wat mense sproke nie daar is, kom noodwendig van God af nie. Dit kom van die duiwel af. Kyk daar. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in die engel van die lig. Dankie Wendy, daar's die vers, daar's die bewys. Daarom sê Johannes, hoor gou mooi, Johannes gee vir ons hierdie kragvers in 1 Johannes 4 vers 1. Hy sê, geliefdes, hoor gou mooi, glo nie elke gees nie. Glo nie elke gees nie. Dan sal mense my bel en sal hulle vir my sê, maar dit is die ervaring wat hulle gekry het. Dan sê ek maar, ek kan nie verstaan nie. Dis bonatuurlik, maar onthou, dis nie Bybels nie. Die Bybel leer ons so, want die woord van die Here sê, glo nie elke gees nie. OK. Maar stel die geeste op die proef en kyk of is hulle uit God. Dis wat ons moet doen. Die grootste gevaar is nie bloot 'n ritueel nie, maar dat 'n mens God se plek met iets anders vervang. Dis wat dit beteken. Wat as iemand voorheen betrokke was met okkultiese betrokkenheid? As iemand voorheen koppies gelees het of hulle het kaarte gelees of wat ook al, of jy was self betrokke by geeste oproep, of jy het glasie gespeel, of wat ook al. Ek glo een of ander tyd in 'n mens se lewe, en dank die Here as jy nog nie daar was nie, was daar seker dalk iets in jou lewe waar 'n mens by hierdie tipe goed betrokke was. Maar dank die Here dat die evangelie bied hoop. Dis wat die Here doen. Want as ons gaan kyk, luister gou, kom ons blaai na die boek van Handelinge toe, en ek wil vanaand vir jou sê, moet nooit in jou lewe dink dat hierdie goed op jou is nie, as jy jou het bely nie, want die woord sê dit vir ons, hy gee vir ons hierdie wonderlike
belofte. Handelinge 19 kom hy dan vers 18 tot 20 en ek gaan dit vir jou sê. Hy sê, en baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak, hoor daar. So met ander woorde, wat sien ons? Jy kom en jy doen belydenis, net soos enige ander ding wat jy doen, en jy maak jou daad bekend. En hoor wat sê vers 19, en verskeie van die wat met towery omgegaan het, en het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand, en hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. So dit beteken dat wanneer mense met towery en hierdie magtige praktyke betrokke was, hulle sonde kan bely, dit is wat die woord sê, en hulle het die boeke verbrand en hulle het tot bekering gekom. En dit is wat 'n mens doen, dit is wat die Here kom, hy sê, as jy jou sonde bely, dat ek is so getrou, dat ek nooit weer daaraan sal dink. Ok, jy sien, God se genade is groter as enige verlede. Jy sien, daar so baie mense wat jou herinner in jou verlede, ag, kom net kerk toe, maak nie saak of die kerk, weet jy wat, jou verlede, elke dag van jou lewe is 'n verlede, in gister, in vandag is weer môre se verlede, en elke dag is daar iets waarin jy betrokke was, of seer gekry het, of iets gebeur het, of goed gegaan het, of wat ook al. Maar weet jy wat, ek wil vir jou iets sê, jou positiwiteit straal uit, die lewe in jou, God se krag straal uit jou uit, dit gee jou die vermoë om op te kan staan, dit bemoedig my in jou, en dit vertel vir my, weet jy wat, dat my verlede nie my toekoms bepaal nie. As die Here my vergewe het, as die Here se hand in my lewe is, as God my vergewe het, wie is die mens om nie te vergewe nie? Maar weet jy wat, en hier kom die ander ding van hierdie okkultiese betrokkenheid, dat Satan is daar om 'n verdeeldheid te bring. Jy sien dat jy as 'n kind van God, jy raak so hoogmoedig. Daar is so 'n groot gees van hoogmoedigheid in jou, want jy het nou aansien gekry, jy het nou 'n pastoor geword, jy het nou 'n diensknegt geword, of 'n leier, 'n diaken in jou kerk, of 'n ouderling, of jy het 'n graad gekry, jy het iets gedoen, en ongelukkig in baie aansien geleenthede, of jy het ryk geërf, of jy het 'n besigheid gekry, dan is daar 'n gees van hoogmoed, en jy sien, dit is die gees van dit wat God haat, want hoogmoed kom tot 'n val. 'n Gees van rebellie. Ek gaan nog oor hierdie goed praat. Hierdie goed is deel van hierdie okkultiese betrokkenheid, en dit is wat 'n mens moet verstaan waarby dit uitkom. Jy sien, want Satan werk so. Kom ek vertel jou hoe werk Satan. Hoekom is daar verdeeldheid in jou huwelik? Hoekom vernietig Satan huwelike? Gesinne. Daar's gesinne wat in verdeeldheid lewe. Op hierdie dag sit hulle Sondag na Sondag in die kerk, maar nie nou wegbly nie. Ek sê hierdie goed want is die reine waarheid. Maar daar is 'n verdeeldheid in jou huisgesin. Daar's 'n verdeeldheid onder jou kinders, in jou familie. Daar is 'n verdeeldheid, daar is 'n swaarmoedige hart. Maar jy's 'n kind van God. Jy's 'n volger van Satan. Jy gaan nou nie daarvan hou nie, maar dis die waarheid. Want jy volg die verdeling wat Satan in jou lewe gebring het. Jy volg nie God nie, want God bring nie verdeling nie. God bring nie verdeling in verhoudings nie. Hy bring nie verdelings in gemeentes nie. Hy bring nie verdelings onder die kinders van die Here nie. God is 'n God van genade. God is 'n God van liefde. En ek wil hê jy moet dit hoor vanaand. Dit is wat Satan doen. Hy kom vernietig, hy kom breek, hy kom steel, hy kom breek verhoudings, hy kom doen hierdie goed tussen kinders. Maar jy loop eintlik 'n baie gevaarlike pad. Jy sien, want hy is die aanklaer, en jy volg hierdie aanklaer. En weet jy wat sê dit? Dis nie wat Nap sê nie. Die boek van Openbaring sê, Openbaring 12, en ek gaan bietjie oor ons praat, miskien deel 3, ek wag vir die regte ding, waar die Satan sy woede giet, en ek wil hê jy moet dit hoor. Vers 10 kom hy, dan sê hy vir ons, hy is die aanklaer van die broers, terwyl Christus versoening bring. Ons dien 'n Christus wat versoening bring. Hy het dit aan die vloekhout vir my en vir jou gedoen. Hy het genade gebring. Verstaan jy? Jy sien, 'n mens moet 'n saak beoordeel of jy veroordeel. En ek wil vanaand vir jou sê, okkultiese bewegings of hierdie tipe van goed, dit normaliseer die sonde. Dit kom van sonde. Die normalisering van sonde, een van die subtiele aanslae
is wanneer mense ophou om sonde as sonde te sien. Hulle keer die sonde goed. Nee man, wanneer die gewete afgestom word, of raak, nie word nie, afgestom raak, en verkeerde dinge lyk normaal. Dis oké. Dis maar oké as ons gaan kwaad slaap. Dis maar oké as daar verdeling is onder mans, vrouens, kinders, kleinkinders, broers, susters. Dis maar die normale ding. Dis die verkeerdste ding in die oë van die Here, maar dit is normaal. Jy sien, want die subtiele aanslag is die verdeling wat Satan bring in jou huis. Hy is die aanklaer, maar Christus bring versoening. Christus bring versoening. Daarom kom die Bybel, God se woord, die lieflike soetgeur, die soetroos van Saron, die woord van die Here op ons met hierdie dinge, en dan sê hy vir ons, weet jy, die Bybel roep ons, hy kom praat met jou, hy sê vir my en vir jou, ons moet ons denke vernuwe deur die woord van God. Romeine 12, vers 2. Weet jy kan dit gou vir ons opsit daar. Kom ons lees dit. Ek gee vanaand vir julle skrif, julle moet hierdie verstaan, Romeine 12, vers 2. Hoor wat sê hy? En word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. En dit is wat die Here wil hê. Daarom roep die Bybel ons om ons denke deur God se woord te laat vernuwe. Jy kan nie 'n kompromie nie. En ek gaan môre aand oor dit praat en ek wil hê die mans moet kom. Ek nooi jou. Ek nooi jou. Kom gee tyd, asseblief. Kom gee tyd. Dit is 'n wonderlike ding. Kom ons kom by die volgende ene. Wat is astrologie? Goed. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Wat sê die Bybel of wat sê die woord van die Here? Wat is astrologie? En ek gaan nou vir jou 'n paar skrifte uithaal en goeters. Kom ons vat eers 'n sluk water. Dit is baie belangrik. Astrologie is die geloof of praktyk dat die posisies en beweging van die son, die maan, die planete en die sterre 'n invloed het op mense se lewens, op hulle persoonlikhede, verhoudings of die toekoms. En dat hierdie hemelliggame gebruik kan word om leiding of voorspellings te gee. Dis wat dit beteken. En daar moet 'n onderskeid kom of 'n onderskeid getref word van sterrekunde. OK. Want die Here het vir ons dit gemaak. Die Here het vir ons dit gegee. Astrologie is 'n geloofstelsel wat aan hemelliggame 'n geestelike of voorspellende betekenis toeken. Dit sluit in onder andere, en baie mense is baie lief om dit te doen, horoskoop. Hulle lees die horoskoop in koerante, op hulle telefone, vandag is dit so algemeen bekend, of op die internet, of wat ook al. So hulle gaan kyk na hulle sterretekens, baie mense glo in hulle sterretekens, wanneer jy met iemand praat, sal hulle vir jou sê, hulle is 'n leeu, of hulle is 'n ram, hulle is 'n bil, hulle is 'n tweeling, en hulle heg hierdie betekenis aan hierdie sterretekens. OK. En ek dink dit is iets wat 'n mens moet verstaan. Geboortekaarte. Geboortekaarte. Die lees van palms in die geboortelyne. Voorspellings gebaseer op planeetposisies. OK. Goed. Ek kyk nou weer gisterand op die nuus op, toe sien ek nou weer, ek is maar net een van hierdie, ek weet nie hierdie Amerikaners en die sterreplanete en hierdie goed wat hulle daarbo is, wat hulle nie veronderstel is om daar te maak nie. Hoekom sal jy 'n Amerikaner of dit in die sterre in die wat is daai goed waar hulle gaan? Sorry, ek vra vir Monja. Nee man, die planeetstasies. Nou gaan doen hulle navorsing vir kanker. Hulle maak kanker. Dis my siening. Ek dink dis maar net wat dit is. Hulle vlieg hier oor en hulle gooi hierdie goeters af en hulle maak chemiese oorlog. Ek het al daaroor gepraat. Ek sê nie met my glo nie, baie mense gaan dit en hulle gaan sien en kyk na die sterre. Maar ek dink net op hierdie oomblikke, dit is maar iets wat hulle glo in hierdie voorspellings in planeetposisies en jy weet wat, hulle kom gee hierdie advies oor verhoudingswerk of finansies op die grond van sterretekens. Dit is wat vir my die verkeerdste ding is onder dit. Maar wat sê die Bybel? Goed. Wat die Bybel sê nie,
ons lees nie van die woord astrologie in die Bybel nie, soos wat ons dit vandag gebruik nie, maar word herhaaldelik gewaarsku. Hoor gou mooi daarteen om leiding by die sterre of die hemele liggame te soek. Die woord gee vir ons duidelike instruksies om dit nie te doen nie. In Deuteronomium 4 vers 19 sê, en dat jy jou oë, hoor gou, kom ons lees dit, ek kan nou nie lekker onthou daar nie, maar kom ons baie gou geoop daar. Kom ons kom daar by Deuteronomium 4 vers 19, ek wil net gou vir jou hierdie lees, ek het dit hier gemerk. Hoor gou wat sê hy. Hy sê, dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien, en die maan en die sterre, die hele leer van die hemel, jou laat verlei, en voor hulle neerbuig en hulle dien. Hoor daar, dis wat die mense doen. Hallo Naomi, gaan dit? Goed, kan jy sien? Dinge wat die Here jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. En dit is baie belangrik, dat mense nie hierdie goeders moet doen nie. Ja, God het die sterre geskep, maar hoekom het hy dit geskep? Die doel was dat dit nie aanbid of geraadpleeg moet word nie. Nêrens nie. Dis nie die doel nie. Wanneer 'n mens gaan kyk in die verhaal van Jesaja 47 vanaf vers 13 tot 14, spreek God juis Babylon aan. Hy sê, laat hulle tog opstaan en jou red. Die wat die hemel deurvors, hoor gou, hy sê dit, wat na die sterre kyk en elke maand voorspel wat oor jou lewe gaan gebeur. Hy praat met die volk, hy praat met Babylon, hy sê hulle, dit was vol daai tyd gewees. Jy sien, die punt van die gedeelte is dat hierdie voorspellers nie die volk kon red en die toekoms beheer nie, want dit is in niemand se hande nie, en dat die mense vir dit val, dit is vir my die ergste van alles. Dat die mense dit glo. In Genesis 1 vers 14 kom en dan sê, God het die son gemaak, hy het die maan gemaak, hy het die sterre geskep, om 'n teken te wees vir die vaste tye, vir die dae en vir die jare. Die maan om die see se golflengtes en die goed te doen, en die seisoene te verander, en die sterre, en al hierdie tipe van goed. Nie om aanbid te word nie. Kyk daar, lees daar so is die sterrekykers. Man, ek weet baie keer nie, ek het nou al baie keer ook opgelet dat, ek wil nou nie my oë so skeel trek soos hierdie nie, maar ek dink, wanneer 'n mens kyk na hierdie mense wat astrologie en jou sterre lees en daai tipe goed, kyk hoe skeel is hulle, ek dink dis van al die sterre kyk. Ek dink hulle is genuine sterrekykers, want die een oog kyk soontoe en die ander een soontoe, sy hy deur 'n houspad, hy kan regtig deur 'n huispad. Ek weet nie, dit is net vir my so ironies hoe hierdie mense mislei. Maar die woord van die Here sê, dis nie hoekom ek dit geskaap het nie, of geskep het nie, ek het nie hierdie goed geskep sodat mense dit moet misbruik om mense die toekoms nie. Want God is 'n God van die toekoms. Waarom waarsku die Bybel ons? Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Waarom waarsku die Bybel ons dan daarteen? Waarom? Omdat astrologie die rol van God oorneem. Net soos baie ander dinge. In plaas daarvan om te vra, Here, wat is u wil? Wat is u wil? Laat u wil geskied. Vra hulle die astrologie, die mense wat die sterre teken. Wat sê my sterre teken? Wat sê my sterre teken? En mense spring op, hulle doen dit. Maar die Bybel kom en dan sê hy, weet jy wat? Net God alleen ken die toekoms. Net God alleen, God die Vader ken die toekoms van elke mens. My lewe is in die hand van God. Jou lewe is in die hand van God. Dit wat ek en jy in ons lewe inplaas, en dit wat ons in ons lewe insit, het niks te doen met die sterretekens en met mense en met hierdie tipe goed nie. Jy het nie nodig om jou toekoms in teeblare, in teekoppies, in kaarte en al hierdie praktyke, okkultiese praktyke, of na Mr. G toe te gaan nie. Hoor gou mooi, ons het nie nodig om na enige medium toe te gaan, om te gaan hoor wat die dooies praat nie, God stuur nie die dooies. Ek wil dit baie duidelik maak vanaand, dat jy moet weet vanaand, dat geen dooies jou huis binnekom, of 'n gees agtergelaat word, of jy sien figure en goed nie. Dit is 'n verleide gees, dis 'n bose gees,
Dis demonies, man. Dis nie God nie. God doen nie hierdie goed nie. God is nie iemand wat teen sy woord sal teruggaan nie. God sal nie sê, in hierdie huis is daar nou iemand, oupa is nog in hierdie huis nie. Oupa is nie in hierdie huis nie. Oupa is by die Here. As hy bekeer het en hy het sy hart vir die Here gegee, sê die woord, absent from the body, present by the Lord, is hy by God. Hy is nie in jou huis nie. Kan ek gou vanaand vir jou 'n skrif gee? Kom ek gee vir jou skrif in Prediker, en daar's 'n paar dinge wat vir my dit gee ook. En ons Paulus skryf dit ook vir ons. Hierdie is nie net Ou Testament nie, dis Nuwe Testament. Want die woord van die Here sê vir ons in Prediker 12, hy sê, want die liggaam keer terug na die aarde soos wat dit was, en die gees terug na God, wat het gegee het. Hoor jy daar? Die gees bly nie agter. Jy het nie nodig om ancestors op te roep en geeste uit te jaag in die tipe goed nie. Asseblief nie. Ek vra jou mooi, moenie eers in daai opsigte kyk nie. En as 'n mens kyk in 'n morbiede manier van hoe dinge gebeur, dit is wat dit is. In hierdie lewe is daar siekte, in hierdie lewe is daar dood. Maar as iemand te sterwe kom, mag sy siel in vrede rus, en as hy die Here geken het, is hy by die Here. As hy sonder Christus gesterf het, dit is God se oordeel. Ons ken nie die dinge daarby nie. Al wat ek weet is, ek moet na my siel kyk en my verantwoordelikheid, en dit is wat ek doen, en dit is wat ek inglo. Ek glo dat die Here saam met my is, en hy slaan sy hand in my in, en ek glo in sy woord, en ek gaan in sy woord bly. Ek gaan nie in iets anders te glo nie. En niemand anders te gaan my oortuig nie. En ek glo dit, en dit is wat die Here sê in sy woord vir my sê vanaand. Hy sê dat wanneer ek hom aangeneem het, sonder wedergebore, sal ons die koninkryk van God nie beerwe nie. En Jesus Christus, die Messias, is my saligmaker en my verlosser. Hy het 'n duur prys betaal vir my. Ek het nie nodig om my toekoms te gaan sien nie. Ek wil nie eens weet wat in my toekoms gaan wees nie, want as iets in my toekoms gaan gebeur, dan wat ek nie van gaan hou nie, gaan ek nie kan slaap nie. Ek wil nie nog bekommerd nie. Ek het elke weet jy wat sê Jesus? Jesus kom en sê, waarom kwel jy jou oor die dag van môre? Hy vra dit vir jou, maar jy gaan soek jou toekoms. Elke dag het sy eie kwaad. Dis hoe Jesus antwoord. Matteus 6. Kyk gou daar na Matteus 6. Hoor wat sê Matteus 6 vir ons. Kwel julle dus nie oor môre nie, in vers 34 nie. Want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Asof nie, of elke dag nie sy eie uitdagings het nie, of elke dag nie 'n dag is van 'n stoeigeveg nie, om te swem en te survive, as ek dit so mag sê. Dan wil jy nou nog gaan worry oor die toekoms. Maak seker dat jou saak met die Here reg is. Lewe vir vandag. Miskien is jy nie eens môre daar nie. So, dis nie eers nodig om na mediums toe te gaan nie. En weet jy wat, al hierdie voorspellings, al hierdie goed kom so in tyd, as 'n mens gaan kyk na Prediker, Spreuke, praat hy van die lewenswyse van mense, die dwaasheid. Hy noem hulle dwaase, hy sê hulle sotte, hulle psalms, Dawid skryf dit. Hy sê moenie sit in die kring van die spotters nie. Welgeluksalig, dit beteken wanneer dit met my goed gaan, moet dit net met my siel, gees en liggaam goed gaan. Dit is wat dit beteken. Welgeluksalig. Dit gaan goed met jou siel, gees en met jou liggaam. So dit is wat dit beteken. Want jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die lewende water. En dit is wat ek vanaand vir jou wil bring. Ons het so 'n bietjie nou gekyk na hierdie tipe goed. So ek dink dit is baie belangrik om maak klaar met die dooies. Ons kan nie vashou nie. Ja, mens mis hulle. Daar's baie van ons geliefdes. Mens wonder dat, maar weet jy wat? Die belangrike feit van alles is, wanneer iemand Jesus geken het, en ek weet daai persoon het Jesus geken, dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, ek wil weet waar hy is. Ek wil weet waar hy is, of sy is. Ek wil hê hulle moet by Jesus, ek wil by Jesus wees, dis wat vir my belangrik is. Geen ander aardse dinge of goed is soos vir my belangrik nie. Ek dink nie dit is eers nodig dat ons moet kyk na wat sê die sterretekens of wat dit is nie. Ek dink nie eens dit is so nie. God het so dan bepaal volgens Psalm 139. Hy het ons geweef, en Jesaja sê dit vir ons. Hy het ons gevorm, hy het 'n plan en hy doel. Voor die grondlegging van hierdie aarde het God 'n doel met jou gehad. Hy het nie sterrekundiges of planete of
die tipe van mense geraadpleeg nie. God het dit dan gemaak, hy het die engele gemaak, hy het die aarde gemaak, hy het dit geroep uit vuur uit. Die krag en die gees het oor die waters gesweef, en hy het die gees in die mens ingeblaas. Dis wat God vir ons doen. Dankie dat jy saam geluister het vanaand, die Here seën jou. Manne, môre aand asseblief, dit is 'n belangrike punt, die Here se vuur gaan val in jou lewe, dit gaan jou hele lewe verander. Ek sê dit nie dalk miskien altyd nie, maar ek sê vanaand vir jou, weet jy wat, daar's net een dingetjie en goed wat 'n mens wonder oor wat gebeur, maar wat skuif jou lyn? OK, so weet jy wat, kom, wees môre aand 16:30, jy sê ons groepie groei baie mooi, en die manne is daar, kan sien daar's 'n passie en 'n hongerte vir God se woord. Dankie man, dankie dat julle kom, elke bietjie help. Ek weet baie mense kan nie, dit is maar 'n ding ook wat dit is. Ouerige mans veral kan nie sien nie, ek weet dit is maar moeilik. Maar weet jy wat, prys die Here vir almal wat daar is. Maar jy wat dan nie kom nie, bid saam met ons. Bid saam met ons. Dankie, dankie, dankie. Dankie, dankie julle. Julle moet lekker slaap. Nee, se plesier Leonora, dankie Annelie, lekker. If you got Jesus, ja, amen Zelda, dis waar, het ons alles. Dis alles, voor die grondwet. Daar sit Winnie dit vir ons op, waar is dit nou? Soos hy ons uitverkies het, hoor daar, voor die grondlegging van hierdie aarde, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ja, dis mooi. Dankie Wendy. Dis regtig baie, baie mooi. Dit is 'n mooi vers daar. Kan ek gou vir ons afsluit met 'n vers vanaand? Iets kom ook nou by my op. En dis 'n vers wat ek eintlik môre aand wil gebruik ook. Ek wil dit eintlik net onthou om dit op te sit. Ja, ek wil nou eers onthou net waar is dit nou, hierso, kom ons kyk gou. Hoor hierso. Hoor wat sê hy vir ons hierso. Ekskuus hierso, daar sê. Ek wil net vra of jy met hierdie vanaand luister. Hoor wat sê hy vir ons hierso. Filippense 4 vers 8. Ek sluit hiermee af. Verder, broers, alles wat waar is, hoor hoe mooi is dit, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Is dit nie mooi nie? Ek moet vanaand vir jou sê, dit is vir my 'n pragtige vers, Filippense 4 vers 8 en 9. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is. Dit is vir my baie mooi. En alles wat lieflik is, alles wat lof is, watter deeg dit ook al mag wees, watter lof daar mag wees, bedink dit. Bedink dit wat goed is. Dit is eintlik vir 'n mens baie mooi. Is dit nie so nie? Amen, kan ek 'n amen op daai kry? Dis eintlik baie mooi. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Ek dink daar is soveel waarhede en beloftes vir elke een van ons. Ons moet dit net vat. En wanneer ons iets doen, dink ons hieraan. Wat sal dit doen? Sal dit die Here so behaag? Sal dit vir die Here 'n aangename geur wees? Sal dit vir die Here 'n lof wees? Sal dit vir die Here dan ook vir my en vir jou 'n aangename manier wees? En dit is wat vir my so mooi uitstaan van hierdie gedeelte. En daarom gaan ek bietjie môre aand ook oor dit gesels, hoor. Cheers julle, julle moet lekker slaap.